Goeiedag, Joepie Storie. Dit is altyd 'n voorreg om rondom die woord van die Here te kan kuier. Ons is hier in Desember 2020 in Adventtyd. Ons kyk vorentoe na Kersfees. Ons is juist dan in hierdie tyd besig met 'n reeks oor dinge wat ons in Kerstyd leer by die Here Jesus Christus. Ons almal het die afgelope jaar soveel dinge geleer as gevolg van COVID. Ons het dinge oor ons eie gesondheid geleer, ons het dinge oor onsself geleer, ons het dinge oor die wêreld geleer, ons het dinge oor ons werk en finansies geleer, ons het dinge geleer oor reiniging, ons het dinge geleer oor die mense rondom ons. Vir ons as Christene is een van die sleuteleienskappe van kerk wees, is om by die Here Jesus Christus te leer. En dis juist hoekom ons rondom sy woord vergader, om te kan hoor wat hy vir ons sê, om uit te kan leer en ook daarvolgens te kan reageer. En dis juist waar ons tema vandaan kom, dat ons wil baie graag by die Here Jesus Christus leer. Die eerste week se tema was dan die 4 herstelde verhoudings, waar Jesus die verhouding tussen ons en God kom herstel het, die verhouding tussen ons en ons medemens, die verhouding tussen jou en die persoon wat jy in die spieël sien, en die laaste een was die verhouding tussen mens en die skepping gewees. In week 2 het ons stilgestaan rondom die tema van Jesus se woorde wat sê, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is, ek gee rus. En die sleutelwoord daar was die woord rus, waar ons gesê het, die Here gee vir ons fisiese en emosionele rus, maar bovenal ook geestelike rus in sy teenwoordigheid, as ons in hierdie Kerstyd by sy voete gaan sit. Hier in die derde tema gaan ons stilstaan rondom die tema van, gee jouself as 'n lewende offer vir die Here Jesus Christus, 'n derde les wat ons by hom leer. Jesus het aan die einde van die bergpredikasie in Matteus 7 die volgende dinge gesê, elkeen wat hierdie woorde van my hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met 'n verstandige mens wat sy huis op 'n rots gebou het. En as ons vandag die woorde van die Here Jesus Christus hoor, mag ons daarvolgens handel en mag die Here na ons kyk en sê dat ons verstandige mense is. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons wil U graag dank en eer vir die feit dat U Seun na ons toe gestuur het om ons te verlos en ons vry te koop. Here, maar ons wil ook in hierdie Kerstyd vir U baie dankie sê dat ons soveel dinge by die Here Jesus Christus kan leer. Want hy het vir ons 'n voorbeeld gestel, hy het vir ons kom wys wat liefde is, en hy het op so 'n kragtige manier ons ook soveel lesse kom leer. En ons sê vandag, Here, spreek, ons as U diensknegte, luister graag wat U vir ons sê. Amen. Ons gaan vandag saam lees uit Johannes hoofstuk 2 uit. In die eerste gedeelte van Johannes hoofstuk 2 lees ons waar Jesus sy eerste wonderwerk gedoen het in Kana in Galilea, toe hy die water in die wyn verander het. Nadat Jesus hierdie wonderwerk gedoen het, het hy en sy ma en sy broers en sy disippels vir 'n ruk lank in Kapernaum vertoef. En toe die tyd van die Joodse Paasfees naderkom, het hulle na Jerusalem vertrek om daar die fees te gaan vier. En ons lees dan Johannes hoofstuk 2 vanaf vers 13. Jesus is toe Jerusalem toe vir die Paasfees wat net om die draai was. Die Jode het hierdie fees elke lente gevier. Daar aangekom is Jesus reguit tempel toe. Op die plein wat aan die tempelgebou grens was dit die enige bedrywigheid. Die plek was vol handelaars wat beeste, skape en duwe aan die mense verkoop het om as offers te gebruik. Oral het die tafels gestaan waar 'n mens vreemde geld kon omruil vir geld wat vir die tempelbelasting gebruik kon word. Jesus maak toe 'n sweep uit die toue en jaag die hele spul uit die tempelplein uit, skape en beeste in kluis. Ook die mense wat met die geld gewerk het deurgeloop. Jesus het hulle tafels omgegooi en hulle geld die wêreld volgestrooi. Vir die duieverkopers het hy gesê, vat hierdie goed weg. Hoe durf julle my Vader se huis in 'n mark verander? Skielik onthou sy volgelinge wat daar geskrywe staan. Liefde en ywer vir u huis brand in my soos 'n verterende vuur. Die Jode kap toe terug. Wie en wat gee jou die reg om hierdie dinge aan te vang? Kan jy enige iets buitengewoons doen om te bewys dat God jou die reg gee om dit te doen? Wel, sê Jesus vir hulle, breek die laaste klip van hierdie tempel af en in net 3 dae sal ek dit weer opbou. Wat? Dit het 46 jaar se harde werk gekos om hierdie tempel te bou. En jy wil dit sommer in 3 dae doen, sê die Jode dadelik. Jesus het egter met hierdie tempel na sy liggaam verwys. Toe hy later uit die dood opgewek is,
het sy volgelinge hierdie woorde van hom baie goed onthou. Hulle het besef dat wat Jesus gesê het waar is, soos hulle ook geglo het wat in die skrif geskryf staan. Die Amerikaanse akteur Bruce Marciano het die rol van Jesus in die Matteus Evangelie vertolk. Na die tyd het hy hierdie boek geskryf wat ook in Afrikaans vertaal is, in Jesus se voetspore, waar hy die verhaal vertel van sy belewennisse, hoe hy elke dag gebid het, dat die Here aan hom sal openbaar wat die gevoel en die betekenis van elke rol moet wees wat hy vertolk. Om die woorde te kry was eenvoudig. Dit was in die Matteus Evangelie neergeskryf. Maar Bruce wou weet, wat was die bedoeling en wat was die gevoel gewees wat die Here Jesus Christus gehad het wanneer hy sekere wonderwerke gedoen het, wanneer hy sekere woorde gespreek het. Hy skryf vir ons in hierdie boek dat een van die moeilikste rolle om te vervul was die reiniging van die tempel gewees. Hy het aanvanklik gedink dat dit 'n rol is wat hy met geweldige woede en aggressie moet vertolk. Amper soos 'n stoeier wat met 'n sweep rondloop en almal slaan en uit die pad uitstam. Hy is die baas, hy is in beheer. Hy vertel egter hoe nader hulle aan die vervulling van die toneel gekom het, hoe meer het hy besef dat hierdie 'n toneel van geweldige hartseer is. Jesus is hartseer oor dit wat in die tempel gebeur. Die plek waar mense moet kom om God te aanbid, om 'n belewenis te kry van God, het 'n rowersnes geword. Die offers wat gebring moet word met 'n opregte hart, word skynheilig gedoen. Mense byt mekaar uit in die tempelplein net om geld te maak. En dan is die Here Jesus Christus daar rondloop met 'n sweep wat hy gevleg het, na alle waarskynlikheid uit die toue uit wat daar rondgelê het waarmee die diere vasgebind is. Dan is sy hart stikkend, want die verhouding tussen God en mens het skade gekry omdat die mens hulle oë van God afgehaal het. Jesus laat in hierdie gedeelte 3 dinge vry. Eerstens die beeste, tweedens die skape en derdens die duwe. Ons lees in Levitikus dat die ryk mense het beeste vir die Here gebring as 'n offer na die tempel toe. So het die arme mense duwe gebring as hulle offer vir die Here. En omdat dit Paasfees is, julle almal weet die teken van die Paasfees is die skaaplam wat geslag moet word. Was daar baie skape gewees op die tempelplein waar die mense kon koop en dan as offers bring vir die Here. Die laaste offer wat hy dan vernietig het, was die hele offer van geld. Die mense in daai tyd het meestal met Romeinse geld en in sommige gevalle met ander lande se geld handel gedryf. Die probleem met daai geld was egter gewees dat dit die foto of die prent van die keiser opgedruk gehad het. En die mense by die tempel, die priesters en die leviete het geweier om daai geld te aanvaar, want hulle het gesê dis geld van 'n ander koning en hulle wou tempelgeld gehad het. En daarom het die geldwisselaars daar gesit, jou Romeinse geld gevat en hulle kommissie daarvan afgetrek en dan vir jou tempelgeld gegee wat jy jou tempeloffer of jou tempelbelasting mee kon betaal. So dit was 'n hele geldmaak storie gewees. Dis baie maklik om die afleiding te maak dat die Here sê ons moenie offers bring nie. Maar wat die Here eintlik vir ons sê is hy wil nie hê ons moet offers met die verkeerde ingesteldheid bring nie. Ons moet nie met skynheilige manier offers bring nie. Ons moet offers bring wat uit ons hart uitkom. Ons moet eintlik ons lewe gee as 'n offer. Dis dan waar vandag se tema vandaan kom. Gee jouself as 'n lewende offer vir die Here. En dat die belangrikste offer wat ek en jy ooit kan gee, is onsself. Want as ons onsself gee, dan gee ons die geleentheid om in 'n perfekte verhouding met God te staan. En dit is wat die Here Jesus Christus wou gehad het, moes daar op die tempel gebeur. Dat mense daar kom staan met 'n lewende verwagting om te hoor hoe praat die Here met hulle, met 'n lewende verwagting dat hulle goeie en gesonde opregte offers vir die Here sal bring. En dat hulle regtig sal toelaat, soos wat die Here vir Abraham gesê het, ek sal jou God wees en jy moet my volk wees. En dat elkeen van ons ook daai ingesteldheid sal hê, dat God ons God is en dat ons sy kinders is. Ons lees in hierdie gedeelte, dat na Jesus nou die mense gekonfronteer het wat geld wissel en die mense wat die diere verkoop en hulle weggejaag het, dat niemand van hulle hom gekonfronteer het nie. Hy is deur die Jode gekonfronteer. En die Jode vra toe vir hom, hoorie so, met wat se gesag doen jy al hierdie dinge? Doen bietjie vir ons 'n wonderteken, net dat ons kan seker wees, jy kom van God af. Hulle het dalk gehoor van die wonderteken wat hy in Kanaan gedoen het, toe hy water in wyn verander het, net voor hy hier aangekom het. Maar Jesus reageer nie deur vir hulle wonderteken te doen nie.
Jesus spreek hulle agter in die gedeelte aan en sê vir hulle, breek hierdie tempel af. Ek sal hom in 3 dae herbou. En dit is asof die Jode hom uitlag en sê, wat? Dit het ons 46 jaar gevat om hierdie tempel te herbou. Dis natuurlik nou die tweede tempel wat herbou is met die hulp van koning Herodes, Salomo die eerste tempel gebou. En nou sê jy, ons moet hierdie tempel afbreek. Ons weet wat sy hartseer het was, toe die Babyloniërs die eerste tempel afgebreek het. Dit het honderde jare gevat vir ons om weer 'n volk te word, om weer 'n tempel te kry. En jy sê, jy sal hom in 3 dae herbou. Die interessante hiervan, is dat Jesus se disippels, na sy opstanding uit die dood uit, besef het, dat hy nie hier gepraat het oor die gebou wat in Jerusalem staan nie, maar dat hy gepraat het oor sy lewe. Dat hy as man die dood sou oorwin. En dat hy as man woorde van groot wysheid gespreek het. En ek wil dan vandag vir julle sê, een van die groot uitdagings wat ons het, elke dag, is die uitdaging wat Bruce Marciano gehad het, dat hy die rol van die Here Jesus Christus getrou en regverdig kon vertolk. In hierdie wêreld waar ek en jy leef, is ek en jy die ligdraers en die ambassadeurs van die Here Jesus Christus. Ons is in moeilike omstandighede, die ekonomie druk, klomp mense rondom ons gesondheid gaan nie goed nie, mense is bekommerd oor hulle werk, besighede doen swakker, mense werk minder ure. En in hierdie omstandighede vra die Here Jesus Christus van ons dit, hoe gaan ek en jy sy ligdraers en sy verteenwoordigers hier op aarde wees? Eintlik het ek en jy elke dag dieselfde gebed nodig as wat Bruce Marciano gebid het. Here, gee ons nie die regte woorde nie, maar gee ons ook die regte ingesteldheid, dat ons u rol hier op aarde kan vervul. En die eerste belangrike ding wat ons moet doen, is dat ons die regte offers sal bring. En die regte offers bedoel ek nie die regte beersie of die regte skaap of die regte bees nie, maar dat ons ons lewe sal gee. En sê, Here, hiermee gee ek my lewe in u hande. Ek laat toe dat u die pottebakker is, wat my lewe vorm. Daarmee laat ek toe dat die verhouding tussen God en mens herstel kan word. Die belangrike volgende les, wat ons by die Here Jesus Christus leer, maar dit is ook 'n uitdaging nie, is gee jouself as 'n lewende offer, want dit is wat God van ons verwag. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag net weer kon besef hoe ongelooflik lief u ons het en dat u saam met ons in verhouding wil staan. Dat u ons roep om onsself te gee as 'n lewende offer wat u verheerlik. En Here, ons bid dat u vir ons die krag en die wysheid sal gee, dat ons elke dag so sal lewe, dat dit u naam sal eer en dat ons u koninkryk in hierdie wêreld sal uitdra. Amen. Wat die afkondigings betref, het ons op Sondag 6 Desember, 6:15 vir 6:30 die aand, Carols by Candlelight hier in Fontein gemeente, of soos ons dit noem, Kersliedere by Kerslig. En almal van julle is welkom om by ons aan te sluit. Wat jy nodig het is 'n kers, 'n kombers, 'n piknikmandjie en nie bederfbare kos vir ons gemeente se koskasprojek. Baie dankie ook aan elkeen van julle wat so getrou julle dankoffers gee. Julle kan dit steeds elektronies inbetaal of by die kerkkantoor. Hier is ook die gemeente se bankbesonderhede en SnapScan kode vir die van julle wat dit graag wil gebruik. Ons het ook in die week wat verby is, ons gemeente se 2021 kalenders vrygestel. Die tema vir volgende jaar is, laat u lewende water deur ons vloei. En mag dit regtig so wees, dat die lewende water van God deur elkeen van ons vloei. Julle is welkom om dan julle kalenders te kry by ons gemeente se deure of by die kerkkantoor. Baie dankie dat jy saam na die boodskap geluister het. Ontvang dan nou die seën van die Here. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.